Hi julle, ek is Caroline Husselman en jy kyk deur die lens. Hi julle, ek het gedink ons kan vandag so 'n bietjie gesels oor waar ek vanaf kom, wie ek is, oor my nuwe album Hankie Dory en dan natuurlik oor my toekomsplanne en drome. Ek het begin sing toe ek baie klein was. Ek was baie lief vir musiek gewees en ons het musiek in ons huis gehad. En my pa en my ma het 'n band gehad en ons het maar so saam met hulle getravel oral heen. En daar het my liefde vir musiek begin. Op skool het ek in blyspele gespeel en daai steadfits gedoen. En toe ek in matriek kom, was die enigste A op my rapport vir sang gewees. So ek het geweet ek moet seker maar in die musiekbedryf ingaan. So hierso is ek nou vandag. En na skool het ek toe besluit om aan Idols te gaan deelneem, die heel eerste Idols van Suid-Afrika, die Engelse Idols. En ek het onder die top 50 beland, wat vir ons hele gesin 'n groot verrassing was. En van daar af het ek toe nou vir die eerste keer op nasionale TV gesing. En 'n platenmaatskappy het my raak gesien. En my eerste album het in 2005 uitgekom, waarop ek 'n klomp treffers gehad het, soos Carolientjie soek 'n man, Niemand nog soos jy, Ouma Joella naam Parastoel sang. En dit was baie van my eie liedjies ook gewees. Ek het reeds al van jongs af geskryf, so ek is baie lief vir liedjies skryf en so dit gaan nie net vir my oor die sing nie. En dan so 2-3 jaar nadat ek toe my eerste album uitgebring het wat toe goue status bereik het, Niemand nog soos jy, dit beteken 20,000 plus albums het verkoop. Baie dankie vir die aanhangers wat dit gekoop het. Het ek toe besluit om nog albums uit te bring. En ja, ek het nie 'n maklike pad gestap nie. Die musiekbedryf is nie altyd maklik nie. Ek het maar baie hoogtepunte en laagtepunte gehad. Maar ek dink die dryfkrag vir my agter my musiek is die feit dat my ouers my ondersteun. En my pa het altyd vir my gesê, go for it. En moenie eendag as jy 40 of 50 is terugkyk en vir jouself vra, maar hoekom het jy nie probeer? Hoekom het jy nie go for it nie? So dit maak nie saak vir my op hierdie stadium of ek nou die famouste in die wêreld word nie. Vir my is dit net op hierdie stadium gaan dat ek wil dit uit my hart uit doen en ek wil eendag kan terugkyk en sê ek het my beste probeer met die talent wat die Here vir my gegee het. En dit is hoekom ek musiek vir julle almal bring. Dit is baie diep in my hart. Dit kom diep uit my siel uit en ek raak baie geheg aan my liedjies en aan musiek en ek's baie lief vir mense. Dit is hoekom ek doen wat ek doen. Dit is my baie groot voorreg om vandag met julle te kan gesels oor my nuwe album, my 5de album Hankie Dory. Hierdie album is baie naby aan my hart en ek is baie trots om dit vir julle te kan gee en vir julle te kon sing op hierdie album. Dit was nie 'n baie maklike album gewees om op te neem nie. Ek het self deur baie probleme in my hart gegaan, baie worstelinge. Ek het stemprobleme gehad. Dit was 'n nuwe skuif vir my na vonk toe gewees, nuwe platenmaatskappy. So ek het baie keuses gehad en besluite in my lewe wat ek moes neem wat nie altyd vir my baie maklik was nie. Ek het baie swaar gekry op 'n stadium en ek het amper nie gedink ons gaan hierdie album uitkry nie, maar daar is hy nou. En deur hierdie album het ek baie dinge besef. Die album Hankie Dory op hierdie stadium is uniek aan my. En die album praat baie van uit my hart uit. Ek het 13 liedjies op die album waarvan ek 9 self geskryf het. En hierdie liedjies is werklik oor my lewe, hoe ek sien die ervarings van mense rondom my, vriende, familie, aanhangers en wat ek in mense se oë en lewens raak gesien het. So ek raak nogal verskriklik emosioneel as ek oor die album praat en soms voel dit vir my ek wil as ek self daarna luister, weet jy van ek luister na my musiek. Want ek kan partymal nie dink die Here het vir my so wonderlike talent gegee om te kan sing nie. Maar hierdie album is regtig daar's 'n bietjie slang in. Ek dink baie mense gaan dalk nie daarvan hou nie, maar ons jonger mense van ons ouderdom hou mos van die Engels en die Afrikaans te mekaar, so ek hoop julle sal dit dan aanvaar. Daar is nog 'n hele paar skoon Afrikaanse liedjies vir die mense wat net van Afrikaans hou. En as ek nou kan bietjie praat oor die album Hankie Dory, die naam van die album beteken alles is goed. Alles is satisfactory. Maak nie saak hoe moeilik dinge in die lewe gaan nie en hoeveel struggles 'n mens moet deurgaan soms nie. Alles sal ten goeie uitwerk as jy glo, as jy aanhou. Jy moet net aanhou en aanhou glo en die Here sal vir jou gee wat na jou kant moet kom op sy tyd. So Hankie Dory is vir my 'n wonderwerk in my lewe, hierdie album. Dit het my laat besef dat 'n mens nie altyd die beste hoef te wees nie. Alles hoef nie altyd goed te gaan nie, maar alles sal goed wees. Met elke traan. My toekomsplanne is baie eenvoudig. Ek dink meeste van ons sangers se droom is om groot stadions vol mense te trek.
En ek dink my grootste droom is om 'n liedjie te skryf wat 'n all-time is. Soos 'n Simply the Best of From This Moment of iets soos dit wat nooit weggaan nie. En as ek eendag nie eers meer hier is nie, dan moet mense nog steeds my kan onthou en my musiek kan onthou en kan sê hierdie girl het 'n verskil gemaak in die wêreld of in my lewe. Ek dink dit is een van my grootste drome. En dan my toekomsplanne is maar basies net om gelukkig te wees, om 'n familie te hê. My man is deel van my lewe en my loopbaan, so ons wil ook graag in ons toekoms ons eie blyplek met ons eie kinders en ons eie honde en katte en alles hê. Ons het nou nog ons het al honde en katte, maar ons wil op ons eie wees met ons kiddies en ek dink dit is maar my grootste droom, om 'n normale gedeelte te hê ook waar ek net kan by die huis wees en by my man wees en dan obviously natuurlik op die verhoog om vir al my aanhangers te sing en my droom uit te leef en my passie wat die Here vir my gegee het. So ja, ek hoop julle is almal deel van my toekomsdrome en planne. So ja, as julle my wil sien, maak nie saak waar nie, by 'n fees, by 'n troue, by 'n skoolfunksie, by 'n fondsinsameling, moet julle my asseblief kontak. En ek sal vir my Hankie Dorie liedjies vir julle kom sing en ek hoop julle sal dan sommer die hele aand Hankie Dorie voel en Hankie Dorie huis toe gaan. So ek hoop ek sien julle binnekort op julle dorp of in julle stad. Nou ja, dit was baie lekker geweest om saam met julle te kuier. Ek hoop ek sien julle sommer binnekort waar ook al julle is. En weer eens, jy kyk deur die lens.